into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you our sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you our sacrifices of praise. Oh, we bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you our sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you our sacrifices of praise. Go on. Oh, we bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. Oh, and we offer unto you our sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you our sacrifices of praise. Clap your hands up. Hallelujah, dankie Jesus. And we offer unto you our sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you our sacrifices of praise. Halleluja, prys die Here. Dankie Here dat ek U nou kan ervaar, Here. Here, want U woon onder die lofsange van die kinders. En Here, word U verheerlik in hierdie plek. Heilige Gees, ons verwelkom U vanmôre. Waardig is U, Here. Ewig is U. Amen. Ek gaan hierdie liedjie sing. Jy gaan hom saam met my sing, is 'n nuwe ene. Die waarheid is, my pa het hom geskryf, glo dit of wil of nie. En toe ek hom getoon het, maar is baie eenvoudig, en sing hom saam volle bors. Gaan jy? Gaan jy? Kom aan, sterk hoor. Hoe pop, hy laat jou nooit alleen nie. Hy stuur ons waarop ek staan. Al voor die storm, ek vrees nie meer nie. My hoop is vas in Christus my Heer. Hoop op vol, hy laat jou nooit alleen.
my Heer. Dankie Here Jesus. Ag, kan ons nog een keer sê, hoop op God. Hy laat jou nooit alleen nie. Hy stuur ons waarop ek staan. Al woed die storms, ek sal nie vrees nie, want my hoop staan vas in Christus, my Heer. Ag, ek wil jy met deelneem aan hierdie diens, steek jou hande op nog een keer, maak het jou geloofsverklaring. Hoop op God, want hy laat my nooit alleen nie. Hy stuur ons waarop ek staan. Al woed die storms, ek sal nie vrees nie, want my hoop is vas in Christus, my Heer. Miskien is daar iemand wat hierdie liedjie vanmôre so nodig het. Lig jou hande op en sê, hoop op God, want hy laat my nooit alleen nie. Hy stuur ons waarop ek staan. Dankie Heer. Al woed die storms, ek sal nie vrees nie, want my hoop is vas in Christus my Heer. Oh, Christ is my everything. He is my Christ is my everything. Thank you, Lord. Both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. Oh, Christ is my everything. He is my own. Christ is my everything, both great and small. He gave His life for me. Hallelujah. Made everything new. Christ is my everything, none other will do. Kan jou hande so opsteek vanmôre? I'll worship only, dankie Here, at the feet of Jesus. His blood was sure, my sins away. There is no other gods before me, just Jesus only will
saam bid om 'n paar oomblikke daar waar jy staan. Steek jou hande op, Here. Ek gaan 'n paadjie met jou stap, sodra ek my pointer aangesit het. En dan gaan ek wil met jou praat oor hierdie opskrif, die reis van 'n leeftyd. En soos ek sê, as die Here my help, en ek leer net soveel soos jy, soos wat ons op het gaan. Maar Paulus het in sy lewe 3 sendingreise meegemaak. En op hierdie sendingreise kom daar baie goeders na vore en ons gaan 'n bietjie daarna kyk, maar ek het vanmôre net gou Paulus as mens wat ek aan jou wil bekendstel, nie dat ek sê jy nie weet nie, maar kom ons kyk so 'n bietjie dieper na Paulus en daar's 'n paar goeders wat ek vanmôre miskien wil aanhaal. Hierdie Paulus was eers Saulus genoem. Hy sê, hoe was hy Saulus? En toe word hy Paulus. Wat het gebeur? Die enigste waarheid daar is, Saulus was sy Hebreëse naam gewees en Paulus was sy Latynse naam gewees. En toe hy sterker geraak het in sy sendingreise waar hy onder die heidene begin beweeg het, was hy meer genoem Paulus omdat dit sy Romeinse naam en sy Latynse naam was. Gaan net hierdie aanloop doen vanmôre en ag bly by my, is jy by my? Is jy gereed om te leer? Ek sê nie, ek bedoel nie leer nie, maar kyk, die ding is net, ons lees baie keer die Bybel en ek kry hulle so baie. Steur, ek verstaan nie. En baie keer moet 'n mens net 'n bietjie na die agtergrond gaan kyk. En die mense wat nou al saam met ons in Israel was, sal weet, as jy daar loop, dit is asof die Bybel net daai bietjie meer vir jou oopgaan. En dit is belangrik dat ons miskien dit sal doen. Kom ek maak hierdie stelling, buiten Jesus Christus is Paulus sekerlik die mees prominente figuur van die Nuwe Testament. Paadjie met jou stap. Kom ek gee vir jou 'n kulturele agtergrond vinnig. In Paulus se tyd was die Romeinse ryk in beheer. Ek het so 'n bietjie gaan statistieke navors. Op daardie stadium met die Romeinse ryk 5 miljoen vierkante kilometer in besit gehad. Dis 'n enorme area. Die Romeinse ryk regeer oor die hele gebied rondom die Middellandse See. So met ander woorde, die hele area waarin die Bybel homself afspeel, was op daardie stadium dan onder Romeinse beheer. Judisme, Jode, is in die Romeinse ryk toelaatbare godsdienst gewees. Alhoewel die Romeine gesê het, daar's party godsdienstige of, hoe kan ek dit nou sê, geestelike bedrywighede, wat hulle gesê het, dit is onwettig, het hulle die Jode toegelaat om Judisme nog steeds uit te leef in hierdie tyd, en die rede daarvoor was maar net, omdat hulle geweet het dat die Jode is baie passievol oor hulle geloof, en dit sal opstand of revolusie begin het, as hulle gesê het, dit is onwettig, en daarom was dan Judisme nog in daardie tyd van Paulus 'n wet gewees, met ander woorde die wet van Moses en die Sabbat en die tempeldiens wat offers ingesluit het, vir interessantheid, het die offers nog steeds plaasgevind, alhoewel die Romeinse ryk dan in beheer was. Die verspreiding van die evangelie, Galasiërs 4 sê hierdie woorde, en ek som dit op in my eie woorde, bly asseblief by my vanmôre, dit was op God se bepaalde uur, waarop hy sy seun Jesus Christus sou openbaar aan die wêreld. En God sou die paaie wat deur die Romeinse ryk, onthou, hier's nou 'n groot Romeinse ryk, en wat doen die Romeine, oral waar hulle in beheer is, bou hulle paaie. En dit is op die paaie wat die Romeinse ryk gebou het, wat God een man sou afvaardig, genaamd Paulus, om daardie paaie te gebruik, om die evangelie van Jesus Christus te gaan versprei. Nou, ek gaan so hier en daar 'n preekpunt insit, maar ek wil vir jou sê, dat God kan nog steeds dinge van die wêreld gebruik vir sy koninkryk. Glo jy dit saam met my?
Die Romeine het gedink hulle bou paaie omdat hulle groot is en hulle weermagte wil vervoer, maar God sê nee, daai pad het ek julle laat bou sodat my evangelie kan uitgaan na die wêreld daar buite. Amen. Paulus se bediening tydlyn, net gou vinnig dit. Paulus se bediening vind plaas so 33 tot 67 jaar na Christus. Kom Paulus op die toneel, ek gaan probeer dit eenvoudig hou. Interessant, wat ek net vinnig hier sommer vanmôre ingesit het, vanaf 33 tot 67 na Christus, gaan Paulus dan op sy 3 sendingreise en die evangelie van Jesus Christus word verkondig. Presies 3 jaar daarna, 70 na Christus, word die tempel in Jerusalem verwoes deur die Romein, en ek dink die Romeinse generaal was Titus gewees, wat die tempel afgebreek het in Jerusalem. Met ander woorde, nadat God, en al wat ek vir jou probeer sê is, God is in beheer, kom aan. God bly in beheer. Ons kyk na ons politieke stelsel, ons kyk na die wêreldse politieke stelsel, hoor die woord van God. Hy is in beheer. Hoor jy wat ek sê? En presies nadat Paulus dan die evangelie verkondig het in die bekende wêreld van die Bybeltyd, 3 jaar daarna, maak God die keuse, dat die tempel verwoes moet word, en dit beteken, geen paaslam sal weer in die tempel geoffer word nie, want die evangelie is nou versprei, en Jesus Christus staan, en ons het daaroor gepraat, as die ewige paaslam. Amen. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Paulus is gebore en het groot geword, en ek gee jou, soos ek sê, net 'n inleiding vir môre. Hy is gebore in 'n plek van, genaamd, lyk my hierdie preek is nodig. Hy staan bekend as Saulus van Tarsus. Tarsus was 'n dorp in Klein-Asië, of eerder 'n stad in Klein-Asië, en in die stad, dit was eintlik 'n hawe stad, en daar was die Cydnus rivier, in die middel van die Tarsus, het hierdie rivier geloop. Nou, hulle noem dit 'n hawe stad, en ek gee net vir jou 'n geografiese agtergrond vinnig. Dit was nie teen die see gewees nie, maar as jy nou in hierdie rivier wat in die see inloop, 16 km opvaar met 'n boot, sou jy by Tarsus uitgekom het. Met ander woorde, hoekom is dit vir my belangrik, en terwyl ons nou net vanmôre hierdie aanloop skep, wil ek hê jy moet weet, dat Saulus of Paulus, noem hom wie jy wil, was nie 'n man wat daar in Pofadder groot geword het nie. Hy was 'n man of 'n jong seun wat in Tarsus groot geword het. Tarsus het een van die sterkste Griekse populasie gehad, en die Griekse filosofie was op daardie stadium prominent ook. En nou, as jy nou gaan sien, daar waar Paulus later by die Eufragus, of wat is daai plek waar hulle so praat, staan, dan is die Griekse filosofie altyd daar, en dit is, as ons nou vandag dit kyk in vandag se tyd, dis dit die professors en die ouens van die universiteite, en jy het dit nou al gesien, as jy nou my tipe ou is, wat hulle so debatteer, en dan probeer hulle mense oortuig met goed. Dit is eintlik filosofie, wat hulle opinie, wat hulle nie van God af gekry het, op jou probeer afdruk, en wetenskaplike bewyse gee daarvoor. So eintlik 'n baie gevaarlike ding, maar ek het dit gou geskryf, Griekse filosofie, die soeke na wysheid en waarheid, die rede, logika en nadenke, die mens, die wêreld en die betekenis van die lewe. En dan wil ek net vir elke Griekse filosofie sê, dat jy sal die lewe in jou lewe nooit verstaan, voordat jy nie Jesus Christus in jou lewe ontdek het nie. Ek moet vinniger gaan, ek wil nie onnodig lank wees nie. In Tarsus was die Joodse gemeenskap in Tarsus was baie sterk gevestig, en ons kan daardie afleiding maak omdat dit 'n georganiseerde sinagoge gehad het, en dit goed genoeg was dat Saulus dan as 'n jong kind sy opvoeding in hierdie Joodse sinagoge kon ontvang het.
Maar dan kom daar 'n tydperk en die Bybel is nie baie definitief oor die tydperk nie, maar die kenners reken so tussen die ouderdom van 13 en 16 jaar het hulle vir Saulus gestuur na Jerusalem en daar het hy gaan sit onder die lering van Gamaliel. Verskriklike naam. Gamaliel was die rabbi hoofleermeester, as ek dit so kan uitdruk dan, van die Universiteit van Jerusalem. En daar sou Paulus tot op die punt leer oor die Joodse wet. Nou ek sien al klaar, hier's mense wat my kyk sê, dis mos nou nie 'n preek nie, hey, hou net vas. As 'n stupid liedjie wat sê hou vas jou matras. Maar moenie nou jou matras hou vas nie. Hou jou Bybel vas. Jy gaan verder kom. Op die ouderdom van 13 tot 16 jaar daar rond gaan Paulus dan na Jerusalem. Hy's sit aan die voete van Gamaliel eintlik en ons lees dit in Handelinge 22 vers 3. En dan na hierdie opleiding word Saulus dan die vervolger van die kerk. Op daardie stadium, soos ek dan sê, Romeinse ryk is in beheer, hulle regeer die wêreld eintlik. Dan is daar die Judisme wat toegelaat word deur die Romeinse ryk, maar na Jesus dan opgevaar het na die hemel, kom daar dan Christene na vore, wat nie Jode is nie, maar Christene, en hulle word genoem die weg. En Paulus hoor dan van hierdie, en in Murgenbeen is hy 'n Jood, hy's gekwalifiseerde fariseer, hy is 'n Romeinse burger, omdat hy in Tarsus gebore is, en hy voel in sy hart, dat hierdie Christen is besig om die Joodse geloof skade te maak, en dan in Handelinge 9 begin ons dan lees, waar Paulus begin om die kerk teen te staan, en die disippels van Jesus te dreig, te vervolg, en briewe van die hoofpriester af te kry, om die Christene in Damaskus te gaan arresteer en na Jerusalem toe te bring. As jy dit geweet het, sê amen. Dan sê, julle weet dit. Maar dan kom ons by hierdie punt en ek het so hierdie week met God gepraat oor dit, die belangrikheid daarvan, want soos ek weer sê, Paulus is die mees prominente figuur van die Nuwe Testament buiten Jesus Christus. 13 briewe geskryf, maar dan moet ons vandag kyk na Paulus se lewe en ons moet besef dat God sal ook dan deur Paulus se lewe iets vir my en jou sê. Met ander woorde, 'n blou druk waarna ek en jy kan kyk en sê, dit is wat Christendom is. Saulus se ontmoeting met Jesus Christus, hy gaan na Damaskus met hierdie brief van die hoofpriester om Christene te gaan arresteer en na Jerusalem toe te bring, maar op die pad van Damaskus, en ons almal weet dit, word Paulus die vervolger, 'n volger van Jesus Christus. Amen. Hoe lekker om te weet dat God is nog steeds in die ontmoetingsbesigheid. Hoe lekker om te weet dat die God wat ek en jy vanmôre na hierdie kerk toe geroep het, of wat ons hierna toe geroep het, is nog steeds besig om lewens te verander. En hy gee nie om of jy, mooi stel, in Brakpan in 'n skool was, en of jy in Pretoria in 'n skool was nie. Hy gee om oor jou siel. En daar's 'n God wat nog steeds 'n Damaskus ontmoetingsplek kan skep. En dis hoekom ek vanmôre sê, o Here, en ek het die hele week oor dit gebid, en my hart loop oor, want ek sê, o God, mag Sterktoring altyd die plek van ontmoeting wees, waar mense ontmoeting met Jesus Christus kan hê. Kom on kerk. Kom on kerk. 4 vinnige punte wat ek uit hierdie uithaal, en ek kan nou dieper in dit ingegaan het, maar ek gevoel ek gaan dit net vinnig aanraak. 4 dinge wat gebeur op die pad van Damaskus. Eerstens, dis die plek van ontmoeting. Die tweede ding is die doop wat na vore kom. Die derde ding is die vervulling met die Heilige Gees. En dan vierdens, die tyd van afsondering, en ek gaan vinnig daardeur hardloop. Stel jouself net gou voor saam met my. Saulus, 'n geleerde man. Hy het 'n hele span van soldate agter hom, en hy gaan in hierdie autoriteit
van fariseer en hy gaan nou om Christene te arresteer. En ek weet nou nie om dit beter te stel nie, maar sy babbeltjie bars. En hy ontmoet Jesus Christus. En hy sit in Damaskus vir 3 dae met blindheid. En ewe skielik kom hy agter, dit wat ek my hele lewe lank gestudeer het, was nie die waarheid nie. Dink jouself voor, dat hy daar sit en hy sê, ek weet nie wat het nou gebeur nie, maar my hele wêreld, soos wat ek dit ken, staan onderste bo. Jare se opleiding en kennis het geen sin meer gemaak nie. En dan kom die woord van die Here, en as jy jou Bybel hier het, maak hom vinnig vir my oop by Handelinge 9, en ek gaan vir jou 'n paar verse lees, van vers 10 en 11, en 'n paar stukke daar verder. Bekende stuk, maar ek wil hê, ons moet net vanmôre deur dit werk. Handelinge 9, vers 10, ons begin daar. En daar was 'n disipel in Damaskus. Kry net gou weer die prentjie, Paulus sit daar, alles is nou verander, hy's blind, hy weet nie wat's volgende nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, met 'n uitroepteken. En hy antwoord, hier is ek, Here. Ek wil nie onnodige afdraai paadjies vat nie, maar ek weet wat die Here op my hart gelê het rondom hierdie skrifte, en ek wil net sê, mag God ons help, dat daar nog Ananias is in ons midde sal wees. Wanneer hy sê Ananias, of hy sê Dudley, ek sal sê, Here, hier is ek. Want Ananias was die man, wat die ou sou gaan help het, wat vir my en jou die evangelie gebring het, naamlik Paulus. En hy sê, Here, hier is ek. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan aan die straat wat genoem word Reguitstraat. En ek weet, julle het hierdie preek al gehoor, maar daar's 'n Reguitstraat. Paulus, met al jou geleerdheid, was al jou paaie krom. Maar ek bring jou op 'n plek, wat genoem is Reguitstraat. En wie in hierdie kerk vanmôre sê, Here, ek wil in Reguitstraat lewe. Kom aan. Dis 'n smal pad. Dis 'n reguit pad. En ek en jy kan nie afdraai paadjies vat nie. Jy by my. Kom aan, sê jy's lief vir my. Toe sê die Here vir hom, staan op, gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. En hier, want kyk, hy bid. Dis 'n deel van my groter prentjie of my groot idee vanmôre nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanmôre in 'n situasie is, God weet dat jy bid. En hy sal dit op jou pad stuur wat jy nodig het. Wat sê Jakobus? Julle het nie, want julle, hallo kerk. Ons lees die 13de vers, maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor. Hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die hoofpriester om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan. Jy sien, baie keer, as iemand wat saam my probeer preek, daar's baie keer ook twyfel in ons harte. Meer belangrik as dit. En ek slaan net 'n paar punte terwyl ons gou so Paulus so 'n bietjie bekendstel. Meer as dit, kyk ons, en dis harde waarhede. Wanneer daar mense is wat ons weet 'n roekelose lewe geleef het. 'n lewe geleef het wat miskien jou seer gemaak het. En daar kom 'n verandering in daardie persoon se lewe. Sê ons, I don't trust. Kom aan kerk. Ek weet daarom nie. Nie almal van julle nie, okay. Maar tog luister hy na God en hy gaan. Ek lees vir jou verder vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê,
Saul broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien, sê, weer kan sien. Sodat jy weer kan sien, en hier's 'n baie, baie belangrike stukkie, en jy onderstreep dit in jou Bybel, en met die Heilige Gees vervul kan word. Amen. En dadelik, hierdie stukkie, het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan, en is gedoop. Voordat ek gou net vinnig kyk na die 4 punte, wil ek vir jou sê, daar is geen dikker skille as die skille van godsdiens nie. Godsdiens maak jou blind. En die oomblik, toe die Heilige Gees opdaag, toe val die skille af. 'n paar stellings. Daar's baie kerke, waar mense, Sondag na Sondag, hulle hand opsteek en sê, ek soek Jesus. Maar, wanneer jy by die deur uitstap, hou dit nie vol nie. Hoekom nie? Ek weer 'n sterk stellings. Want dit is net die krag van die Heilige Gees in die kerk, wat die skille van mense se oë kan afruk. Weer gou hier 4 punte. Eerstens sien ons in Handelinge 9, 'n plek van ontmoeting. Ek bid my God, en ekskuus as ek herhaal, dat sterk toring die lig van God in ons midde sal hê. Dat jy die oortuiging van God sal kry en sê, ek het Jesus nou ervaar, en dit is tyd om my lewe aan hom oor te gee. Met ander woorde, daar moet, hoe stel as dit, hulle sê, 'n nat bekering. Ken jy 'n nat bekering? Ek hou van trane, van berou, wanneer jy jou hart vir God gee. Die plek van ontmoeting, tweedens, die doop, in hierdie bloudruk van Paulus se lewe, kan ek vanmôre versterk toring sê, en vir hulle wat miskien na ons kyk, die doop is belangrik. Die doop is belangrik, want dit is 'n getuienis wat sê, ek lê die ou ek af, ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Derdens dan, is dit verskriklik belangrik, en ek wil net hierdie punt onderstreep, dit is kardinaal belangrik, en moenie bang raak nie, maar jy moet die invulling met die Heilige Gees kry. Ek wil mooi praat, ek weet, in ons gehoor is daar, ek wil nou nie sê geestelike babas nie, want klink of ek neerhalend praat, maar jy is nog nie geestelik sterk nie. En dan het jy jou geestelike volwassene mens. Maar hoor gou, as jou Christendom en jou bekering volhoubaar moet wees, moet jy die invulling van die Heilige Gees ontvang. En daarvoor gaan ek nie om verskoning vra nie. Toe Ananias sy hand op hom lê, sê, ek gaan nou bid, jy moet weer sien, maar meer belangrik, jy moet die invulling van die Heilige Gees nou kry. En ek sê dit vanmôre uit hierdie punt uit, terwyl ons na Paulus se lewe kyk, wil ek vir jou vanmôre aanmoedig, as jy nog nie die invulling van God se Gees ervaar het nie, soek daarna. Ek praat nie, ek is gevul met die Heilige Gees toe ek 10 jaar oud was, ek dink ek het al die storie te veel keer vertel, maar net vinnig weer, was daar gesoek op Beulah Park se gronde vir my broer. Ek het al my pyjamas aangehad, en ek het in die kindertabernakel ingeloop, waar hulle besig was om 'n singsong te hou vir die jeug. En ek het ingeloop, en ek het my broer gesoek, en soos 'n 10-jarige kind is, het ek iewers vasgehaak, en ek het gestaan, en ek het begin saam sing. En ek het begin saam sing. En ek het my hande begin oplig. En terwyl ek die Here begin loof het, as 'n 10-jarige kind, het ek sy krag gevoel in my inkom. Ek het gevoel,
Die beste manier om dit te beskryf, ek weet nie of jy al hierdie visies gehad, voel het wat so aan jou suig nie. Het jy dit al gevoel? Maar dit is so gevoel wat deur my hele liggaam gegaan het. En die volgende oomblik, toe ek myself kry, toe is ek besig om te koordans en te spreek in vreemde tale. Ek probeer nie iets aan jou verkoop nie. Al wat ek vir jou sê, as 'n 10-jarige kind, kan ek vir jou sê, dit is die waarheid. En ek glo tot vandag toe, was dit nie vir daardie invulling in my lewe nie, sou die duiwel my al lankal van die pad afgeskuif het. Maar dank die Here, hy wat in my is groter as dit wat teen my probeer wees. As jy 'n impak wil maak op die reis van jou lewe, is dit kardinaal belangrik om die invulling van die Heilige Gees te kry. Soek dit. Kind van die Here, soek dit. Is daar 'n formule? Ek weet daar's ouens wat formules uitwerk. Ek wil nie 'n formule daaraan koppel nie. Al wat ek vir jou sê is, kry jou sake in orde met God. Begin hom loof en prys soos nog nooit van tevore in jou lewe nie. En sê, Here, ek soek die invulling van die Heilige Gees. En hierdie is belangrik, laat die eie ek een kant toe skuif. Dis kardinaal, ek moet dit sê. Dan die 4de punt wat ek vinnig genoem het, ek vat 'n bietjie tyd, die tyd van afsondering. Dit word so, laat ek net gou dit sê van hierdie 4 punte. As jy gaan kyk na hierdie 4 punte, bekering, doop, vervulling met die Heilige Gees, en dan die 4de punt, tyd van afsondering, het ek hier geskryf, dit is en dit bly die resep van wedergeboorte. Daar is te veel, en daar's te veel kerke wat van droë sondaars nat sondaars maak, doop hom, maar daar's geen verandering in sy lewe nie. Nou kom ek sê vandag vir jou iets. Die ouens wat dit toelaat, gaan eendag voor God ook rekenskap gee. Gou die 4de punt, wat ek sê, die plek van afsondering. Nadat ek en jy deur die bekering gegaan het, ek weet dit is baie inligting. Maar toe dit, hy sê in Galasiërs 1 vers 15 tot 17, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, hoor gou hierdie sinne, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damaskus. Dudley, wat beteken dit? Hoor gou mooi. Toe Paulus op die pad van Damaskus Jesus ervaar, toe hy met die Heilige Gees vervul is en hy gedoop is, toe kom die 4de ding en hy gaan in 'n tyd van afsondering. En dit is waar baie Christene ook soms vasval. Hoekom is dit belangrik? Kom ek sê gou vir jou. En ek kan nie goed verduidelik en dan klink dit nie reg nie. Maar baie mense, wanneer hulle tot bekering kom, sê, pastoor, ek's nou 'n Christen, wat kan ek doen met die kerk? Die waarheid is, daar is net soveel wat kan gedoen word by die kerk. As jy regtig wil, kan ek 'n hekelgroep stig. Dan kan jy deel word van dit. Maar mense, en ek nou mooi praat, maar mense kyk na die kerk, pastoor, ek's 'n Christen, wat moet ek nou doen? Kom ek sê vir jou uit Paulus se bloudruk uit, gaan in 'n tyd van afsondering, en sê, Here, hier is ek, wat wil U met my lewe maak? Jy sien, ons is eintlik almal, ons is almal pastore. Want wat is 'n pastoor? Dis 'n herder wat skape lei. Met ander woorde, jou werk is om by God te hoor wie jy is en wat jy vir hom kan beteken. En jy hoef dit nie in die kerk te kom uitleef nie, maar jy moet aan die buitekant gaan uitleef waar mense dit nodig het. En daarom sê Paulus, hy sê, toe ek nou hierdie hele bekering saak ontdek het,
Het ek nie na Petrus en Johannes in Jerusalem toe gehardloop en sê, wat nou? Wat moet ek doen nie? Hy het in die woestyn gaan afsonder en sê, Here, wat wil U met my lewe maak? En ek dink dis 'n baie belangrike punt. Laat ek dit so stel. Hierdie is net eintlik 'n bymekaar kom punt vir dienaars van God om mekaar te kom bemoedig en die Here te aanbid. Maar die missieveld lê daar aan die buitekant. En jy moet by God hoor wat jou missie is. Maak dit vir jou sin? Dankie. Die vraag wat in my hart ontstaan, net gou vinnig. Ek weet nie of jy soos ek is nie. Ek is van Brakpan af. Maar die vraag wat ek myself al baie gevra het, wie was Paulus? As ek enigiets van Paulus kan sê, sal ek sê, my ou chom, kan jy nie net Romeine 'n bietjie makliker vir my geskryf het nie. Kom aan. Wie is hierdie man en ek gaan hom so vinnig aan jou probeer beklemtoon. Hoekom is dit belangrik dat ek en jy vanmôre kyk na die lewe van Paulus, wie Paulus was? Hoekom gaan ons kyk oor die volgende paar weke na sy sendingreise? Kom ek sê dit en die Here het dit net so in my hart gesê, want detail is belangrik. Ek het hier geskryf, woorde kry meer waarde as jy verstaan in watter omstandighede dit gespreek was. Die waarheid is, ook in jou lewe, soms ek 'n preekpunte net ingesit, ek wil vir jou sê, die detail van jou lewe maak saak. Daar het niks in jou lewe gebeur, wat God nie van kennis dra nie. God ken elke detail, en God het 'n plan met jou lewe. Ek meen, Paulus gaan sit aan die voete van Gamaliel. Hy word 'n fariseer. Hy ken die wet, soos baie min om hom. Dan sê ons, dit was alles verniet. Nee, tog daar het God hom voorberei. Toe hy tot bekering kom en Jesus ontmoet aan die binnekant, toe kon hy die wet verstaan en sê, maar hierdie gaan eintlik alles oor Jesus Christus. Daar's baie wat ons in ons lewe stap, wat jy nie die rede van verstaan nie, maar hoor wat God sê, hy sal dit gebruik. As jy hom toelaat, sal hy dit gebruik. Ek kan nou nie my voorbeeld gebruik nie. Ek het 'n karaktereienskap gaan saamstel. Gou, ons amper klaar. 'n Paar karaktereienskappe as jy nou alles lees van Paulus en Handelinge en al die briewe en hoe hy praat. Hierso's 'n opsomming van Paulus se karakter. Paulus was 'n man met 'n baie sterk en vurige doelgerigte geaardheid. Voor sy bekering was hy passievol, streng en kompromieloos in sy verdediging van die Joodse wet. Selfs tot die punt waar hy die kerk vervolg het. Na sy ontmoeting met Christus, het dieselfde vurigheid verander in 'n heilige ywer vir die evangelie. Nou kom ek val myself in die rede daar. Hierdie man was 'n passievolle mens. Is hy passievolle mense? Ek dink ons moet so 'n bietjie by passie weer terugsit in God dien. Maar hy was 'n passievolle mens. Nou, stupid voorbeeld. Ek wil nie eintlik van rugby praat nie, bokke was useless, maar in 'n geval. Maar voor jou bekering was jy 'n goeie rugby speler. Voorbeeld. Dan kom jou ontmoeting met Jesus. Dit beteken nie jy moet nou jou taak so ophang nie. Dit beteken nou moet jy op die rugbyveld gaan met Jesus en 'n impak gaan lewer met dit wat jy in jou hart het. Maak dit vir jou sin? Ek meen, okay. Verander hy geywer en hy was moedig, vasberade en bereid om groot lyding te verduur vir sy roeping. Paulus was ook 'n diep emosionele en liefdevol teenoor die gemeentes wat hy geplant het. Hy het hulle soos geestelike kinders versorg en oor hulle gewaak. Hy het 'n sterk standpunt ingeneem wanneer die waarheid op die spel was. So as jy dink, Pastoor Dudley is baie keer 'n bietjie rof, Paulus homself het ook sterk standpunte ingeneem
wanneer die waarheid op die spel was, maar hy het ook groot nederigheid, genade en afhanklikheid van God getoon, opgesom. Sy lewe was gekenmerk deur onwrikbare geloof, geestelike passie, intellektuele krag. Nou kom ek staan net gou stil by intellektuele krag. Ek sê, is dat jy praat nie oor goed wat ek niks oor worry nie. Intellektuele krag is belangrik. Want ons moet die filosoof van hierdie lewe kan weer lê. Maar ons kan dit nie doen as ons nie die boek ken nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet die boek ken. Liefie, is daar nog aircons aan? Mamma, dis warm. Geestelike passie, intellektuele krag en 'n hart wat heeltemal oorgegee was aan Jesus Christus. Hierdie slide, Paulus was 'n man van vuur voor Christus in sy lewe gekom het. 'n Vuur wat vernietig het. Maar toe hy tot bekering kom, was hy nog steeds 'n vuur, maar hy was 'n vuur van die Heilige Gees, 'n vuur wat die wêreld met liefde en krag van die Heilige Gees aangesteek het. Al wat ek sê, jy hoef nie jou passie te verloor nie. Jy moet net jou passie in die regte rigting stuur. Ek het hierdie skrif ingesit want hy het so met my hart gepraat, is hier in die begin toe ek begin krap het met die goed, maar ek gee hom vanmôre vir jou, en die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Hoop op God, hy laat jou nooit alleen nie. Ek is amper klaar, kontinente wat hy bereik het, was 2 kontinente, Asia en Europa, en hy het die evangelie in Europa ook ingevat, en die eerste bekeerling, sy naam was Lydia, en ek gaan nie nou te veel daaraan gaan nie. As jy op 'n moderne landkaart kyk van vandag, het Paulus so plus minus 8 tot 10 lande besoek in sy sendingreise. Hy het so 50 plus stede wat hy besoek het. Die gemeentes wat hy gevestig het was plus minus 14 tot 20. Die kilometers wat hy gereis het was tussen 10.000 en 15.000 kilometers. En dan sit die ouens wat sê, dis mos nou nie baie nie. Hy het nie 'n Lexus gehad nie. Of 'n Land Cruiser gehad nie. Hy het 'n kameel en 2 pote gehad. Maar tog het hy hierdie kilometers afgelê. Sy aktiewe bediening was dan plus minus 30 jaar lank. Soos ek sê, 13 briewe geskryf, en as jy dit opdeel, die 27 boeke, dan het dit 48% van die Nuwe Testament kom uit die pen van Paulus. Paulus, wie is jy? Ek wil net gou hierdie bymekaar trek, en ek wil vir jou sê, terwyl ek na Paulus se lewe kyk, en is eintlik net 'n inleiding vir dit wat ons oor gaan praat, maar ek voel ek moet vir iemand sê in hierdie plek, jou lewensreis se prentjie sien God raak. En niks, groot woorde, niks het in jou lewe gebeur wat nie God se goedkeuring weggedra het en nie deur hom of goedgekeur was om jou te vorm vir wie jy vandag is nie. Groot woorde. En ek kan nou 'n voorbeeld gebruik, maar daar's 'n tannie met 'n hotdog op die TV wat my gaan gooi, ek weet dit. Net los. Maar as ek kyk na my lewe, met die ups en die downs, kan ek sê daar was 'n God met 'n graveerpen wat my lewe uitgekerf het, sodat ek vandag hier kan staan en die woord van God met jou deel. Jou lewensreis vorm 'n prentjie wat God wil gebruik. Iets interessant, net gou vinnig, daar's 'n boek, is in die 2de eeu geskryf, is 'n apokriewe boek, met ander woorde is ou geskrifte, maar is nou nie die Bybel gemaak nie. Die boek is die Handelinge van Paulus en Sikla, en daar's 'n inskrywing wat ek gou net vinnig met jou wil deel. Hoor wat skryf hierdie apokriewe boek. Hy sê, en toe Paulus daar kom, sien hulle man klein in gestalte. Halleluja. Net 'n grap. Met 'n kaal hoof. Nee, ek nie. Krom bene. Goed gebou. Met wenkbroue wat by mekaar kom
en 'n taamlike lang neus. Apokryfe boek. Streepie, vol genade. Want soms lyk hy soos 'n mens en soms lyk hy soos die gelaat of het hy die gelaat van 'n engel gehad. Die Paulus was miskien, en dan gaan ek so 'n bietjie preek hierso. Paulus was nou miskien nie die handsomeste ou gewees nie. Maar Paulus het die gees van God in hom gehad. Om die gelaat van 'n engel te hê, wil ek vir jou sê, die heerlikheid van God moet werklik op jou wees. Wat sê Paulus van homself? 2 Korintiërs 10 vers 10 en 11. Ek gaan net die 10de vers lees. Hy sê, want die briewe, hy skryf nou daar 'n brief vir iemand. En hy sê, want die briewe, sê hulle, dra brille en eet skille. Want die briewe, sê hulle, is wel gewigtig en kragtig, maar die persoonlike teenwoordigheid, hulle beskryf vir Paulus, is swak en die woord niks werd nie. Dit is 'n beskrywing en ek kan nou 'n preek vir jou daar preek, maar kom ek gee net gou vir jou hierdie. Onthou julle, as julle nou so amper oud soos ek is, daar was 'n Crème Môre advertensie. Wat sê hy? Die vrou skree uit die kamer uit. It's not inside. It's on top. Huh? Onthou julle hom? Maar nou wil ek vir jou vanmôre sê, it's not on top. It's inside. Dis wat saak maak. Dit gaan nie oor jou voorkoms nie. Ek het 'n paar goed geskryf en ek wil mooi met jou praat, maar dit gaan nie oor jou spiere nie, dit gaan nie oor jou kuite nie, dit gaan nie oor jou kuif nie. Dit gaan of die krag van die Heilige Gees in jou is of nie. Dit is wat die verskil gaan maak. Ek wil 'n paar goeie sê, maar jy weet, ek het eintlik 'n studie gedoen. Wie het nou wat gesê? Ek het 'n studie gaan, nie ek het 'n studie gemaak, eintlik 'n studie deur Jimmy Swaggart, om die waarheid te sê. Wat sê dat baie kerke word vol as gevolg van, en staan sterk, as gevolg van pastore wat seksuele appeal het. Ek gaan na daai kerk toe, want dit is 'n aantreklike pastoor. Dankie dat julle hier is. Maar ek wil vanmôre, ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet, ek is nie die mooiste in die wêreld nie. Maar die realiteit is, die mooi gesig kan jy vergeet, maar die krag wat jy ervaar, sal vir ewig by jou kan bly. Amen. Nou wil ek net iemand gou bietjie raak preek vanmôre, en ek gaan nou vir jou, ag, ons is nog daar man, Tinus, moenie so kriewel nie, maak met my sinne wees, ons gaan nog 'n rukkie. Ek wil nou 'n paar goeters hier sê, want ons leer nou so 'n bietjie uit Paulus se lewe uit, maar weet jy wat, as ek kyk na wie Paulus was, dan wil ek nou vanmôre sê, drop the act, man, and get real. Wees net 'n mens wat 'n passie het vir ander mense. Nou, ek gaan jy nou, ons moet net weer gewone mense wees. En dan gaan jy nou sê uit Paulus se lewe uit, Paulus was 'n man met vurige ywer vir God se werk. Paulus het opgedaag vir die werk van God. En ek het nou hier 'n ding ingesit. Jy weet, ons wil altyd ek praat oor harde goeders. Jy kry baie Christene wat net die shine wil vang. Wat die aandag soek. Maar weet jy wat?
Daar is werk in God se koninkryk, wat miskien onsigbaar is, maar van kardinale belang is. Ek wil dit nou nie gedoen het nie, maar kom ek doen net gou 2 uitsonderings. My Asher groep. Ek sal leer jou, dat jy bereid is, om ons te help, om mense te laat welkom voel, die offerande op te neem, die parkeerarea veilig te hou. Dit is jy, wat die werk van God vorentoe vat. Miskien een voorbeeld, die gasvryheidsgroep, wat daar vir my en jou 'n koppie koffie gereed het na elke diens. Ek sal leer, ek waardeer, want dit is die mense wat nie gaan oor die titel en die aansiening nie, maar sê, pastoor, ek daag op en ek wil iets vir God se koninkryk beteken. Dis wat ek optel en ek hoop nou nie ek maak iemand seer nie. Ons gaan nou gou deur hierdie gaan. Waar trek ons? 2 Korintiërs 11 vers 13 15. Ek gaan sommer net vir jou opsom. Paulus kom op 'n plek en hy skryf 'n brief aan Korintië en regdeur Paulus se sendingreise sal jy agterkom dat daar altyd mense was wat teen Paulus gewerk het. Nou, ek gaan dit doen, as my oom my toelaat, dan gaan ek gou vir jou lees in 2 Korintiërs 11. Ek gaan net vir jou hierdie stukkie gelees, hoor gou wat hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Hy praat met die gemeente. Want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Hy kom in vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, 'n ander Jesus, ek staan gou daar stil, 'n ander Jesus, hoe lyk die Jesus wat ek en jy vanmôre aanbid? As ek kyk na sy aardse lewe, sien ek 'n Jesus wat nie gearriveer het met 'n Rolex watch en 'n Germani suit en 'n Mercedes en 'n ou wat sy Bybel dra. Maar ek sien 'n Jesus wat gekom het as 'n dienskneg, wat nie 'n plek gehad het om sy hoof neer te lê nie. En hy sê as iemand 'n ander Jesus verkondig as wat ek verkondig, is daar gevaarligte. Nou vra ek vanmôre die vraag, ekskuus, 'n bietjie langer as wat ek wou gewees het. Hoe lyk die Jesus? Hoe lyk die prentjie van Jesus? Meneer, ek vra jou reguit, kan jy nog 'n dienskneg wees van Jesus? Of is jy too high and mighty? Dame, kan jy nog jouself verneder om iemand te help? Of is jou knie te styf om te buig en te sê, ek bied my dienste aan, ek weet dis hard. Maar ons moet weer terugkom na die Jesus van hierdie Bybel. En soos Paulus sê, ek gee my hele lewe om. Ek reis deur die wêreld met een missie. Jesus Christus moet verkondig word. Hy kom verder en hy sê, as iemand onder julle 'n ander gees ontvang het. Paulus, waarvan praat jy? Jy praat met 'n kerk, jy praat met 'n gemeente. Dan praat jy van 'n ander gees. Dan kom ek agter dat daar geeste in kerke kan wees wat manifesteer as die Heilige Gees, maar nie is nie. Okay, ek weet, ek gaan te lank preek. Kom, ek lees vir jou hierdie vers, selfde stuk. Hy vat hierdie ouens aan. En kom in Korintiërs 11 vers 13. Hy sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulself verander in apostels van Christus, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Harde woorde. Ons sê my kan vir my iets speel, ek gaan klaarmaak. Probeer, ek nou vanmôre probeer om net so 'n bietjie Paulus aan jou bekend te stel. Wie was Paulus? Kort mannetjie. Miskien nie die mooiste tussen die apostels nie, maar die krag van God het hom mooi gemaak. Bruikbaar vir God,
En dan kom Paulus en hy skryf hier verder in die 22ste vers. En dan praat hy van hierdie valse apostels en hy sê, is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Ek praat van 'n Paulus wat sy lewe gegee het. Is hulle die nakommelinge van Abraham? Ek ook. Vers 23, is hulle dienaars van Christus? Ek praat uitsinnigheid. Ek praat in uitsinnigheid, daai woordjie beteken eintlik wanneer 'n gewone gedrag en denke verander as gevolg van omstandighede. En miskien kan ons mekaar sê, Paulus was nie baie gelukkig hier nie. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? Ek nog meer. In arbeid, oorvloediger, in sla, bo die maat. In gevangenskap, baie meer. In doodsgevare, dikwels. 'n reis van 'n leeftyd. Kom hy in vers 24. Hoor wat sê hy, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. Ek lees dit en ek sê, my Bybel het 'n spelfout. Dit moet seker wees 40 houe op een nag. Maar die een na beteken, volgens die Romeinse wet, was die maksimum houe wat jy mag kry met 'n kat 40 houe. En omdat die soldate baie keer bang was, hulle verkeerd tel, het hulle net geslaan tot by 39. Vir as hulle verkeerd getel het en dit 40 houe was, hulle nie strafbaar was nie. Maar Paulus skryf, ons praat oor Paulus, wie was Paulus? Hierdie kort man, gevul met die Heilige Gees. Die Jode was hy 5 maal geslaan. Hy sê in vers 25, 3 maal is ek met stokke geslaan en 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Vers 26, dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, en gevare op see. En hier is die een wat my hart breek, en in gevare onder valse broeders. Hierrol, vers 27. In arbeid en moeite, in slapelose nagte, dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. En dan kom vers 28. Wat is Paulus se hartklop? Wie is hierdie Paulus van wie ons praat? Hy sê in vers 28, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg van al die gemeentes. Wat was Paulus se hartklop? Vir die gemeente, vir die saak van Christus, het hy sy hele lewe gegee. Ek gaan klaar maak. Jy leef 'n reis. Daar's soveel dinge wat in jou lewe gebeur. En die verskil tussen 'n reis en 'n swerftog. As jy op reis is daar 'n doel. Maar as jy swerf, is dit doelloos. Maar in jou lewe wil ek sê, jou lewe is 'n reis. En ek gaan volgende paar weke net so 'n paar punte aanhaal. Op jou lewensreis, die Here sit hierdie woorde in my hart. A meaningful life begins when you mean what you live. Wie was Paulus? Kom ons los dit vanmôre by daardie sin. En jy praat met jouself en jy sê, is my lewe werklik 'n lewe van betekenis? Lewe ek regtig wat ek sê ek glo? Paulus deur alles wat hy noem in 2 Korintiërs
dit wat hy deurgegaan het in sy lewe, het hy nooit moedeloos geword nie. Het hy nooit in sy lewe in die hoek gaan sit en sê, is te veel vir my nie. Maar tog leef ons in 'n kerkkultuur. Tog leef ons in 'n kerkkultuur. As die aircons net nie koud of te warm genoeg is nie, gaan ek die kerk toe nie. As die pastoor net ietsie sê wat my offend, soek ek vir my aan 'n kerk. Ek wil jou vanmôre aanmoedig. Weet ek het baie gesê. Die reis van 'n leeftyd. God weet waar hy op pad heen is. Is jy in vir die reis of nie? Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kon wees. U is God, U is ewig, U is waardig. En Here, ek wil leef wat ek glo. En ek glo in U, Here. En die plek agter hierdie kansel is nie altyd maklik nie. God weet. Maar Here, as ek 'n siel kan raak, sal ek hier staan, Here. Ek wil leef wat ek glo, Here. En ek wil glo wat ek leef, Here. En my gebed is dat U ons sal help om vanmôre net aan te meld. Ten spyte van gevangenisse, sla, katsoue, skibreek, honger, dors. Soms gebeur daar goed wat net nie sin maak nie, maar ek besef, ek's op 'n reis van my lewe, en my God is saam met my, in my. Bewaar ons, Here. In hierdie donker uur, bewaar ons, om te wees wat ons moet wees. En ek eer U daarvoor, Here. Ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek wil jou los met 'n vraag vanmôre. Hoor my vraag. Antwoord hom hierdie week vir jouself. Wanneer laas het jou evangelie jou uit jou gemaaksone uitgeskuif? Vra dit vir myself. Wanneer het dit 'n bietjie ongemaklik geraak, sodat die saak van God vorentoe kan gaan?